leef vanmorgen. U is ons God. U is ons leven vanmorgen. Here, U is ons kracht. U is ons hoop. U is ons verlosser. Here, U is die opstanding in die lewe. Here, U is die dier van 'n lewende God, Here. Here, U is die blikbare ster en buite U is daar geen God. Prys U vanmorgen. Wat is die mens en mensekind, Here, dat U ons besoek? Here, wat is die mens en mensekind dat God ons wil verlos? Dat U ons wil vrymaak, Here. Wie kon dit wees behalwe die een? Die Golgotha se hemelseun, Here. Hy het gesterf op Golgotha. Hy het grafdood en hel oorwin. Maar hy het nie gesterf verniet nie. Want God het hom opgewek. En toe God hom opwek, het God 'n geslag opgerig. Here, nie deur mense hand in die maar deur die hand van God. En God het 'n heilige groep bymekaar gemaak. Hy het gesê, julle is my getuies dat my seun leef. Hy het opgestaan. Here, ek prys U vir U. Here, vanmorgen, dat U ons Vader, die Christus vermoorden. Karabadasia, Borobotikatiria, Borotari, Yakotaribadia, Karabadasia, Borobotakita, Yakatarabosia, Bakatiribadisia, Halleluja. Heilige God, Ewige Vader, dank dat U vanmorgen die liefde en die stad van U wil verhogen. Because He lives. Jesus Christ, Son of God. Wat ek het onweer, Here, oor
opwek, Here, prys U, Here. Ons eer U vanmôre, Here. U wek op en U wek op alleen, my God. Nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees van die Here, Here. Ons prys U vanmôre. Loof my Skepper God vanmôre. Dit sal die Here wees en God alleen. Halleluja. Prys die Here vanmôre. Loof die Here God almagtig. Sy naam is Jesus. En hy is vanmôre wakker en van ons verloor. Sy naam is Jesus. Hy is Jesus Christus. Hy is waardig vanmôre. Prys U vanmôre, Here. U is waardig vanmôre, Here. Halleluja. Sal ek ons dalk nog een keer sing, because He lives. Because He lives. Halleluja. Halleluja. Because He lives. Because He lives, life is worth the living. Here ons eer U vanmôre. Here ons prys U vanmôre, U wat my God is. Halleluja. Halleluja. Hy is die Skepper. Kyk, so spreek die Here. My oë is nie blou, groen, of bruin nie, sê die Here. Maar my oë is 'n vuurvlam vanmôre, sê die Almagtige. Kyk, sê die Here, toe jy sing ek leef, ek het opgestaan, het jou hart aan die brandende geword oor daardie boom.
'n wêreld waar elke ding sy prys het. Ja, die brood op jou tafel het 'n prys. Die dak oor jou kop het 'n prys. Maar kyk, spreek die Here. Vir my was daar ook 'n prys. Ja, ek het 'n prys betaal in die dood en die opstanding. En hoe groot was daardie prys dan nie? Wat was die prys? Dat die ewig aan die waarde van dit wat ek gekoop het, die spreek die Here. Kyk, ek het jou gekoop, my kind, my kerk, met 'n prys wat groter is as enige prys wat hierdie ganse wêreld in skepping kon sien en kon praat. Kyk, ek het 'n prys betaal wat waardig is dit wat ek gekoop het, en ek het jou gekoop, my kind. Ek het jou gekoop met 'n prys groter as enige ander prys. Ja, die waarde van dit, van die prys wat betaal is, ook die waarde van dit wat ek gekoop het. Ek het 'n tempel gekoop. Elkeen van julle het 'n tempel vir die seun van God, om in te leef, om op te staan, om te wandel in die wêreld. En ja, om die ewigheid saam met my te spandeer. Hoekom dan, kind, sal jy nog nie besef dat jou waarde is groot nie? Kyk, spreek die Here weer, en hier sal my kerk sy waarde in sy hart dra. Hy sal weet wie hy is, en hy sal wandel in die waarde waarmee ek hom gekoop het. Spreek die Gees. Ons Here lewende God vanmôre. Here, ons prys U dat U vanmôre ons gaan oprig. Ons eer U, Here, dat ons met waarde sal loop, met krag van die Heilige God af. Here, ons prys U vanmôre in die naam van Jesus Christus. Ons eer U vanmôre. Here, ek sal nie getrou wees as ek vanmôre, Here, my God, hierdie aan U gee wat ek in die Gees gehoor het, en ek weet dat die taal het uitgegaan en daar was 'n uitklap. En as ek kyk na die woord van die Here, is dit geskied soos dit geskied in die liturgie van God en in die Gees van God. Maar vanmôre wil ek jou vra, merk jy vanmôre die teenwoordigheid van 'n opgestane woord in jou midde? Merk jy dit vanmôre? Merk jy vanmôre waar jy jou bevind en hoe jy lyk voor God? Lyk jy nog as 'n sondaar? Lyk jy nog dat jy verlore is? Want vanmôre moet jy weet dat hy wat red en verlos, hy wat gee is vanmôre hier. Hy is die een wat vanmôre vir jou wil gee, dat jy voor hom kan staan, dat jy kan beerwe jou erfdeel, dat jy dit nie vanmôre mis nie, want jy staan dalk vanmôre hier, en jy dink jy is nie goed genoeg nie, en jy dink, ja, maar jy hoor verkeerd, en jy hoor al hierdie vanmôre, maar dis vanmôre vir jou, want Jesus het dit vir jou gedoen, sodat jy nie vanmôre hier kan staan en dink, Here, ek is nie goed genoeg nie, Here, ek kan vanmôre hierdie neem, want die opgestane woord dra dieselfde krag as die krag waarmee opgestaan is uit die dood, en daardie krag is vanmôre hier. Vanmôre gee jou hart, dat jy vanmôre kan weet, jy dien 'n lewende God. Moenie dat hierdie geleentheid by jou verbygaan nie, want vandag as jy hierdie klop hoor, maak oop, en dat die Here ingaan, en dat jy die opstandingskrag kan ervaar, die wedergeboorte, die wederbaring van Christus in jou, dat jy kan weet, jy behoort aan hom. Halleluja. Halleluja. Here, maak ons harte oop vanmôre dat ons sal weet. Halleluja. Dit is vanmôre weer van die Here, God is hier vir jou. Halleluja. Here, alle eer kom U toe. Here, U is hier vanmôre vir elkeen, my God. Elkeen. Maak nie saak wat ons dink nie. Maak nie saak wat ons gedoen het nie. Maak nie saak wat ons gesê het nie. God is getrou in homself. Vader, ek wil U loof en ek wil U prys. U wat vanmôre my God ons skepper is. Vader, ontvang lof en eer in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê amen en amen.
jy met jou sitplek inneem net vir 'n paar oomblikke. Gisteroggend, toe ons by die berg was, en ons mans het gaan bid, het elkeen sy eie bidplek gaan soek. So ons kom by mekaar, ons staan by mekaar, en Pastor Dawie bedien vir ons 'n woord, en elkeen gaan en kry sy bidplek, waar hy dan in afsondering alleen met die Here praat. En as ons klaar gebid het, kom ons terug by mekaar, en ons deel met mekaar as dit nodig is, wat ons gehoor het, wat ons ondervind het, en wat die Here vir ons gee. En gisteroggend, toe die eerste keer uitgaan om te gaan bid, het teruggekom, ons het gedeel met mekaar, en toe die tweede keer, het ek nie weer gaan sit by dieselfde plek waar ek die eerste keer gaan sit het. Die so afloop, daar waar ek was, maak die berg maak so styl afdraan, en ek het afgeloop tot omtrent so ver as wat die draad my toegelaat het. En ek het daar gaan sit, en ek het op my knieë gestaan en so opgekyk in die hemel, en ek het begin bid. En ek het die Here gevra, Here, 'n dag soos vandag, wat 'n goddelike dag is. Wat sê ek as mens om hierdie dag eer te gee? Wat doen ek vandag as mens om hierdie dag sy plek te gee? Maar daar seker baie dinge wat ons kan byvoeg en toevoeg, en ons kan baie verduidelikings gee, maar duidelik kom die stem van die Here tot my. En die boodskap is baie eenvoudig. Die boodskap wat die Here in my hart lê, is die volgende. Gaan sê net vir hulle, ek het opgestaan. Ek sê, Here, dis reg. Dit sal dan vanmôre die boodskap bly in eenvoud. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan, kind van die Here. Die graf kon hom nie hou nie. Die dood kon hom nie hou nie. Die kruis kon hom nie hou nie. Die dodery kon hom nie keer nie. Hy het opgestaan. En God het besluit dat hy sy seun sou opwek, sodat daar seuns en dogters vir God gebore kon word. En gisterand terwyl ek besig is met my laaste voorbereiding, kom daar iets in my hart. Ek wil net vandag met jou praat oor dit vanmôre. Ek wil hier met jou Bybel vir my blaai na Eksodus 3 toe, asseblief. Sê vir my as julle daar is. Eksodus 3 vanaf vers 11. Maar Moses het tot God gespreek. Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, God antwoord vir Moses, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees, dat ek jou gestuur het. En hier sê God die volgende, dit wat ek nou gaan sê, gaan die teken wees, dat ek jou gestuur het. Hy sê, as jy die volk uit Egipte gelei het, sal hulle op hierdie berg God dien. Nou hierdie berg, as jy na Eksodus 3 toe gaan vers 1, sal jy sien dit is die berg Horeb. So God sê vir Moses, die bewys dat ek jou gestuur het, sal wees dat die volk my weer by hierdie berg dien. Op die berg Horeb is waar Moses die ontmoeting gehad het met die braambos. So God sê nie vir Moses, ek gaan wonders en tekens deur jou doen nie. Hy sê vir hom, die bewys dat ek jou gestuur het,
sal wees, as jy die volk uit Egipte uitgelei het, dan sal hulle op hierdie berg God dien. En ons weet natuurlik wat gebeur het. God het Moses gestuur, en hy is na Farao toe, en Moses het wonders en tekens verrig, deur die hand van 'n lewende God. En Moses het die volk uit Egipte land uitgelei. En toe Moses lei die volk uitlei, wil ek hier met my gaan na Eksodus 19 toe asseblief. Onthou die berg Horeb. God het vir Moses gesê, die teken sal wees, dat die volk my dien op hierdie berg. Die berg Horeb. Eksodus 19 vers 1. In die 3de maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land, op dieselfde dag, het hulle na die woestyn Sinaï gekom. Hierdie is dieselfde berg, net anders te beskryf. Horeb en Sinaï word beskou as dieselfde berg. En toe die volk van die Here by dieselfde berg uitkom, as wat God vir Moses gesê het, hulle sal hom dien, was die bewys gelewer dat God Moses gestuur het. Dieselfde berg waar Moses God ontmoet het, het hy gesê, sal die volk by uitkom, en daar sal hulle my aanbid, en dit sal die bewys wees dat ek jou gestuur het. Plus minus 1300 jaar later, verskyn die Seun van God op hierdie aarde. En die Bybel leer my, dat omdat hy ons seuns en dogters van God gemaak het, het ek en jy gekom by 'n berg met die naam, daar moet ek vir julle lees. Gaan julle saam met my blaai? Hebreërs 12. Sê vir my as julle daar is, kind van Hebreërs 12, vanaf vers 18 af tot 24. Kan ek maar vir julle lees. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en nie 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en bassynklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het, dat daar geen meer woord sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie, selfs as die berg aanraak, moet dit gestenig word, met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion, in die stad van 'n lewende God, die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele. Dit beteken dat ek en jy, wanneer ons opgewek word deur Christus se opstandingskrag, ons gevoeg word by 'n heilige berg, 'n hemelse plek met die naam van Sion. Maar dit gee vir my een gedeelte van die gesprek. Want God het vir Moses gesê, by hierdie berg, waar ek jou ontmoet het, moet julle terugkom en weer my hier aanbid. Dit sal die bewys wees dat ek jou gestuur het. Nou sê die Bybel, ek en jy het gekom by 'n berg met die naam van Sion. Maar waar het Sion iets met Christus te doen? As God hom gestuur het, dan sou dit die plek wees waar God hom ontmoet het, hoor net wat ek sê, en die volk van die Here wat uitgelei sou word uit Egipte land uit slawerny, uit sonde, sou terugkeer na die berg Sion waar God hom ontmoet het. Maak dit sin as ek dit so sê? As dit nie so gebeur nie, dan kan Christus nie gestuur gewees het deur 'n lewende God nie. Want die Bybel sê, groter is Moses, is hy. So wanneer ons dan sê, ons het by 'n hemelse berg gekom, die berg Sion, wil ek weet, wat het dit met Jesus te doen? Psalm 2.
Sê vir my as jy daar is, kind van die Here. Ek gaan vir julle lees vanaf vers 1. Waarom wil die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend druk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Christus is die gesalfde van God op die heilige berg Sion. As hy dan van Sion die gesalfde is, en hy het ons uitgelei uit Egipte land uit en gelei uit siekte en sonde, en hy het ons teruggeneem na die heilige berg Sion, is dit die bewys dat God met hom is, want net so was God met Moses gewees. Dit beteken vanmôre, kind van die Here, dat die bewys nie net alleen die opstanding van Jesus uit die dode uit is, dat God hom geroep het nie, maar hy het ons gelei na die berg waar hy geroep was, as koning en gesalfde. En ek verstaan Sion het ook te doen met Dawid en Jerusalem, want daar is 'n plek wat vir my en jou voorberei is, waar hy die erekoning is, die berg Sion, en omdat ons terugkeer na hierdie berg Sion toe, is dit die bewys dat God met hom is. Jy is vanmôre op 'n heilige berg, afgesonder deur 'n lewende God. En jy is by 'n koning met die naam van Jesus, wat God gesalf het oor die berg Sion. En as hy ons enige ander plek heen gelei het, dan kon hy nie die gesalfde van God gewees het. Want God het vir Moses gesê, die volk sal my aanbid op hierdie berg. Daar waar jy my ontmoet het, in die doringbos, daar sal die volk my aanbid. En as dit op enige ander plek is, Moses, dan is ek nie die een wat jou gestuur het. As Christus ons enige ander plek heen gevat het, behalwe die berg van Sion, dan was hy nie die Christus nie. En ek sê dit vandag met respek, want dit is wat die Bybel my doen. Hy kan ons nergens anders heen vat, behalwe die beginplek wat God vir hom gegee het. Hy is die koning gesalf oor die berg van Sion. Hy is vanmôre die opgestane Here Jesus Christus. Hy is vanmôre die Seun van God. En die bewys is nie meer die opstanding nie. Die bewys is waarna toe vat hy ons. Hy vat ons na die plek waar hy gesalf is as koning. Dit beteken jy is vanmôre in die teenwoordigheid van 'n lewende God. En ek hoop jy het vanmôre die Here ondervind terwyl ons besig was met aanbidding. Want dit wat gebeur is 'n manifestasie van ons plek binne die Here. Ons het gekom by 'n heilige berg, 'n berg met die naam van Sion, en hy is ons Here koning. Daarom weet ek hy het vanmôre opgestaan, kind van God, want anders sou ons nie vanmôre hier kon wees nie. So ek wil jy moet vanmôre weet, voordat ek begin, hy is die Seun van God. En hy is groter as Moses vanmôre. God was saam met Moses, maar Jesus Christus groter as Moses. Vader, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus. Here, U wat ons God is. Ek glo vanmôre met alles in my, dat U hom gestuur het. Here, dat hy leef, dat hy opgestaan het. Here, net soos U Moses gestuur het, het U Jesus gestuur, Here, om ons vry te maak, om ons lief te maak. En ek eer U vanmôre in die naam van Jesus Christus. Die volk van die Here sê amen. Amen. Terwyl Jesus Christus op aarde geloop het, kind van die Here, het hy 7 maal as gestuurde van God, as die gesalfde van Sion, het hy 7 maal sekere dinge op hierdie aarde vir ons kom sê. In Johannes 6 vers 35 het hy gesê, ek is die brood van die lewe. Johannes 8 vers 12 het hy gesê, ek is die lig van die wêreld. Johannes 10 vers 7, ek is die deur van die skape. Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder.
Johannes 11:25 het hy gesê, ek is die opstanding en die lewe. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 15 vers 1 het hy gesê, ek is die ware wynstok. Hy het die reg gehad om hierdie stellings te maak, want hy het geweet, hy is die gesalfde van Sion, en hy het geweet waarna toe sal hy die volk lei. En omdat God die bewys gelewer het, dat hy Jesus Christus op die 3de dag opgewek het, mag ons vanmôre hierdie 7 stellings vat as ons eie. Want as hy nie opgestaan het, kon hy nie die stelling maak, ek is die brood van die lewe, want nie een van ons gaan dooie brood eet. Nie een van ons gaan bitter water drink. As hy lewe, is hy die lig. As hy nie lewe nie, is hy duisternis. Maar hy sê, ek is die lig van hierdie wêreld. Glo jy vanmôre dat hierdie 7 dinge wat Jesus gesê het, die absolute waarheid is? Glo jy vanmôre dat hy die erekoning van Sion is? Glo jy vanmôre dat hy die een is wat ons vat en ons lei na die heilige berg, waar God die bewys lewer dat hy Jesus Christus, die Seun van God is? Dan wil ek vanmôre hier met iets hoor. Daar is nog 7 stellings wat die Seun van God op aarde gemaak het, waar die kerk nie altyd na kyk, of nie noodwendig wil sien. 7 dinge wat Jesus gesê het. Ek wil met jou Bybel vir my blaai na Johannes 19 toe asseblief. Daar kan ek vir my sê amen. Kan ek maar vir jou lees, kind van die Here. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. En die soldate het vir hom 'n kroon van dorings gevleg, het op sy hoof gesit en 'n purperkleed op hom gewerp en gesê, wees gegroet, koning van die Jode. En hulle het hom in aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buite toe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle uit buite toe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind. En Jesus het uitgekom buite toe, 'n doringkroon en 'n purperkleed gedra, en Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. Die owerpriester en dienaars hom sien, skree hulle en sê, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom. Die Jode antwoord hom, ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die Seun van God gemaak het. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy meer bevrees geword en weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê, van waar is u? Maar Jesus het hom geen antwoord gegee. En Pilatus sê vir hom, praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag om u los te laat? Jesus antwoord, u sou geen mag teen my hê, as dit nie van bo was. Daarom het hy wat my oorlewer groter sonde. Van hier af het daar geen verdere woord uit die mond van Jesus Christus gegaan het, behalwe tot by Golgotha se hemel. Hierdie wat hier gebeur het, die profesie bevestig in Jesaja 42. Daar kon ons vandag sien toe blaai as dit reg is vir julle. Jesaja 42. Jesaja 42 vers 1 en 2, kan ek maar vir julle lees. Daar is my knegt, wat ek ondersteun, my uitverkorene, en wie my siele welbehaag het, ek het my gees op hom gelê. Hy sal reg na die nasies uitbring, hy sal nie skree of uitroep, of sy stem op die straat laat hoor. Dan ook Jesaja 53
As jy net so 'n paar bladsye vorentoe gaan. Vanaf vers 4 kan ek maar vir julle lees as julle daar is. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, waar ons het vir hom gehou vir een wat geplaag is deur God, geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel hoewel hy onderworpe was, het hy sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat in die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Van hierdie oomblik af, nadat die profesie in vervulling getree het, Jesus Christus opbeweeg. Simon van Cyrene het die kruis saam met hom gedra, tot by Golgotha se hemel. Ek wil onthou dat Jesus 7 maal gesê het, ek is. Want nadat hy dit gesê het, en na die kruisiging, of na die gegeesel, en wat Pontius Pilatus hom geoordeel het, was sy laaste woord aan Pontius gewees, hy die mag oor my ontvang, daarom het hy gesag. Dan is daar 'n doodse stilte, en die Seun van God sê absoluut niks, tot wat hy bo op Golgotha se hemel kom. En bo by Golgotha se hemel, het daar weer baie spesifiek 7 dinge uit die mond van Jesus Christus gekom. Ek wil hê net vanmôre iets hoor. Die Bybel sê dat God op die 6de dag die mens gemaak het. En op die 7de dag het hy gerus. God het vir Moses gesê, ek is wat ek is. En 7 maal het Jesus verklaar, ek is. Die brood van die lewe, die lig van die wêreld. Daardie perfekte godsrus, wat die Seun van God vir jou gee vanmôre, is joune, omdat hy leef, omdat hy opgestaan het. Maar na die doodse stilte, na die profesie tot vervulling gekom het, gebeur die volgende. Ek wil hier met die Bybel vir my blaai na Lukas 23, vers 34. Daardie stilte is asof dit vir my iets aankondig. Dit is asof hierdie stilte vir my aandag trek. Want hy kon sekerlik baie dinge gesê het, maar hy het nie. En van hierdie perfekte 7 stellings wat hy gemaak het, ek is, tot die volgende 7 stellings, is daar iets wat met my en jou moet gebeur. Jy glo vanmôre dat Jesus Christus leef, amen. Jy glo dat hy die Here koning is. Jy glo vanmôre dat hy jou lei na die berg van Sion, en dat God se rus by hom is, amen. Dan moet ons die volgende ook glo. Lukas 23, vers 43. Ekskuus, 34. Na die stilte is die eerste woorde wat Jesus sê. Lees saam met my. En Jesus sê vir hulle, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil jou vanmôre vra, is jy 'n kind van God vanoggend? Hoe moeilik is die woorde nie vir ons nie. Ons wil sê hy is die lig van die wêreld, want daar's voordeel vir my. Ek wil sê hy is die brood van die lewe, want daar's voordeel vir my. Ek wil sê hy is die opstanding, want daar's voordeel vir my. Maar na hierdie stilte, toe Jesus by Golgotha se hemel uitkom, is die eerste woorde wat uit sy mond uitkom. Lukas 23 vers 34. Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen. Die tweede woorde wat uit sy mond uitkom, Lukas 23 vers 43. Kom ek lees vanaf vers 42. Vers 40, ekskuus.
Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy God ook nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. En ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen. En Jesus sê, hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom. En Jesus antwoord ons, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daai woorde sê vir my en jou die volgende. Maak nie saak hoe jou lewe gelyk het, die kind van die Here. Maak nie saak waar jy vandaan kom. As jy hom aanroep, sal jy vandag saam met hom op die berg Sion wees. Daar's nie 'n keringstyd, 'n 3 maande proef om te kyk hoe lewe Frikkie voordat God hom toegang gee tot die paradys. As Jesus gesê het vandag, dan moet die kerk vanmôre hoor, Pastoor Jan het gesê, jy moet vanmôre luister en jy moet die woord vat, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Julle met my. Jesus het gesê vandag sal jy in die paradys wees. Vandag. Johannes 19, vers 26. Jesus Christus hang aan die kruis. Kan ek maar vir julle lees. Kom ek lees vanaf vers 25. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder se suster Maria, die vrou van Kloppas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat haar lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is jou seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Hier gebeur iets wonderliks, kind van die Here. Ek en jy, toe Jesus dit sê, toe bind hy Johannes en die moeder van Jesus, en hy maak hulle een familie, een gesin, een huis. Ek en jy is vanmôre een huis. Of jy dit nou wil hê of nie, ek is jou boetie. En of ek dit nou wil hê of nie, jy is my boetie en jy is my sussie. Ons is een liggaam. Ons is een huis. Christus het moeder Maria en Johannes saamgevoeg. Die boodskap staan vir my en jou vandag ook. Ons is een in Christus Jesus. Julle stem saam met my. Johannes 19, vers 28. Daar is 'n skrif wat tot vervulling gekom het toe Jesus gesê het, ek het dors. Vir my en jou vanmôre wil ek hê jy moet iets weet. As jy 'n kind van God is, en jy kom in die teenwoordigheid van die Here, en jy val op jou knie en jy sê, Here, ek kan nie meer nie, ek het dors, sal God jou nie asyn gee om te drink, maar jy sal lewende water uit die hand van 'n lewende God uitkry. Die asyn wat Jesus gedrink het, dit was deel van die profesie, maar ek wil hê jy moet hoor vanmôre, dis sodat jy en ek nie bitterheid hoef in te neem nie, maar lewende water. Jy is nie geroep as jy vra vir water om asyn by God te kry nie. Is jy bereid om dit te glo vanmôre? Hy het deurgegaan sodat ek en jy nie hoef deur te gaan, die kind van die Here. Sy liggaam is verbrysel en vernietig. Sy skouers is uit hulle potjies uitgetrek sodat hy op die kruis kon pas. Sy rug was oopgeslaan, sy ribbebene kon hulle sien van agter af. Jesus Christus se liggaam gebreek in totaliteit sodat ek en jy nie bitter water hoef te drink. Ek het nie asyn nodig nie. Hy het alles vir my gedoen wat hy moes gedoen het. Johannes 19 vers 30. Prof Pieter het dit gister Vrydagoggend bedien. Jesus het gesê dit is volbring. Vir my en jou as kerk vanmôre moet ons meer dalk begin staan op die woorde, dit is volbring, as enige tyd voorheen in ons lewens. Wanneer dit swaar gaan en moeilik, en wanneer ons dink die Here is nie met ons en vir ons nie,
wil ek hê jy moet jouself herinner, dit is volbring. Baie lank terug het daar mense vir my gesê, pastoor, ek skryf my sondes op 'n stukkie papier, dan gooi ek dit in 'n vuur en dan brand die vuur die sondes weg, dan voel ek hoe skoon word ek. Die Bybel sê, dit is volbring. Jy moet dit vanmôre glo in totaliteit. Jy drink nie bitter water en water wat met asyn gemeng is vanmôre nie. Jy as kerk drink lewende water uit die hemelse plek uit, want dis waar jy gesetel is. En toe Jesus sê dit is volbring, dat ek en jy begin staan op die feit dat dit God se plan is en nie my en jou plan nie. Dit is volbring. Die werking wat God wou doen, het God gedoen. Amen. Johannes 19 vers 30 gaan die Bybel aan. Nadat Jesus gesê dit is volbring, het hy sy hoof gebuig en die Gees gegee. Ek wil net hê jy moet vir my blaai na Lukas 23 toe, vers 46. Lukas beskryf dat hulle die woorde van Jesus gehoor het. Lukas 23 vers 46. Sê vir my as julle daar is, kind van die Here. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Die bewys dat hy die seun van God is, van die doodsengel, het nie by sy hart kom klop en sê, gee my jou lewe. Hy het besluit, wanneer sal hy sy lewe oorgee. Maar ek wil jy moet vanmôre iets weet wat dit vir ons beteken. Ek en jy kan nie vanmôre sê, Vader, ek gee my gees oor, en ek kan nie my lewe beëindig. Maar hier is iets hier. Die mens bestaan uit siel, gees en liggaam. Die 3 fasette waaruit jy bestaan vanmôre. Jou siel bestaan uit emosie, intellek en wil. Jesus Christus het in Getsemanetyn sy siel, sy wil oorgegee aan die Vader. Toe sy liggaam gekruisig is, vernietig is deur die Romeinse kats, het sy vleeslike liggaam gebreek gewees. Sy wil was oorgegee aan die Vader, sy liggaam was gebreek. Al wat oorgebly het van hierdie 3 eenheid van menswees is sy gees. En toe hy die gees gee, wil ek hier met vanmôre iets hoor. Hy het sy Vader ten volle vertrou, dat wanneer hy sy gees in sy Vader se hand gee, dat die Vader in beheer sal wees. En ek en jy as kerk van God moet vanmôre 'n besluit maak. Wanneer ek my wil oorgee aan die Vader en my liggaam en my lewe, moet ek aanvaar, my God weet presies wat om met my lewe te doen. Wanneer Christus se oorgee ten volle plaasgevind het, was sy wil klaar gebreek gewees in Getsemane. Sy liggaam was klaar gebreek gewees. Die laaste gedeelte was om net sy gees aan die Vader terug te gee. Die kerk van God moet leer wat totale oorgawe aan God is. My siel moet oorgegee word aan die Here. My liggaam moet oorgegee word aan die Here. Dan as ek reg lewe, en ek glo en ek vertrou, dit is volbring in my lewe, die dag is my gees in sy hande gegee moet word, glo ek sal God in beheer wees van alles. Die laaste 7 woorde wat Jesus Christus, die laaste 7 stellings wat op die aarde gemaak het, was by die kruis gewees. Sy laaste kontakpunt met aarde was die kruis. Daar is 'n rede daarvoor. Want dit beteken vir my en jou, ons kontakpunt met die hemel begin by die kruis, waar sy lewe opgehou het. Toe hy sy laaste asem uitblaas, was dit die kruis gewees wat hom in die aarde vasgemaak het. Vir my en jou, wanneer ons asem inneem en wedergeboorte vind plaas, dan is die kruis die beginpunt van lewe vir my en jou vanmôre. Hy is die opgestane seun van 'n lewende God. 7 maal het hy vir ons kom sê ek is. En 7 maal het hy vir ons dinge kom sê aan die kruis wat vir my en jou iets moet beteken vanmôre. Ek dink dalk die moeilikste een van die 7 is Vader,
vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons is kinders van 'n lewende God. Jy behoort aan hom vanmôre. En hy behoort aan jou vanmôre. Maak nie saak wat jy dink, maak nie saak wat jy sê nie. Hy het gesterf en 'n prys betaal wat tot in ewigheid nooit weer betaal hoef te word. Dit is volbring in jou lewe en in my lewe. Jy is vanmôre 'n geroepene van God. Want hy het jou geroep by hom gemeenskap te kom hou by die heilige berg van Sion. God het die bewys gegee dat hy groter as Moses is. God hom opgewek het uit die dode. Net soos Moses die volk gelei het van die berg terug na die berg toe, het Jesus ook die volk gevat van Sionsberg as gesalfde tot Sionsberg waar ons by hom kan woon. Hy het ons opgewek om vanmôre te sit in hierdie wonderlike plek waar ek en jy vanmôre is. Nie die tabernakel nie, maar die teenwoordigheid van 'n lewende God. My boodskap vanmôre is net dit. Sy seun leef. Hy het opgestaan. Vir my en jou as kerk van God, die boodskap wat in ons harte vasgemaak moet word en moet bly tot in alle ewigheid. Jesus Christus leef. Hy is die seun van 'n lewende God. En vanmôre toe ek gaan bid, het die Here vir my iets gesê, kind van die Here. Die Here het vir my vanmôre gesê, soos wat ek beloof het, dat ek hulle sal lei, en soos wat ek beloof het, dat ek hulle sal bring. En soos wat ek verklaar het, dat ek leef, sal ek vanmôre dit wat dood is in hulle lewens nuut maak. So ek hoop jy is vanmôre hier, om dit wat dood is nuut te maak. Ek hoop jy is vanmôre hier, om 'n salwing uit die hand van 'n lewende God te kry. Want daar is net een wat van homself kon getuig, dat hy lewendig is. Ek wil hier met die Bybel vir my blaai, na Openbaring 1 toe asseblief. Daar is net een wat kon getuig van homself. Ek gaan vir julle lees Openbaring 1 vanaf vers 4. Kan ek maar lees, kind van die Here. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom, wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters soos sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Dan wil ek vir julle lees vanaf vers 10. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin, wat sê ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Toe draai ek my om te sien wat 'n stem met my gespreek het. En toe ek omdraai sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 goue kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan hom wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. Sy voete soos blinkkoper wat gloei in die oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewig. En ek het die sleutels van die doodryk, van die dood. Dis net die seun van God, wat sy eie getuienis so kon bring. Ek was dood, maar nou lewe ek. Wie is daar soos U, wat oor homself kan getuig, wat sê ek is die weg, die waarheid, die lewe, ek is die brood van die lewe. Hy wat getuig en gesê ek is die opstanding. Hy wat gesê ek is die ware wynstok. Wie is daar soos hy?
wat by die berg Sion vir ons sit en wag, kind van die Here, want dis waarna toe hy ons lei. As ons maar net so aanhou. Vader, vergeef vir hulle, weet nie wat hulle doen nie. Here, ek het dors. Geef vir my lewende water, Here, nie as sy nie. Here, ek glo vanmôre, dit is volbring en ek is 'n seun van God. Ek glo dit vanmôre, Here. En Here, in U hande wil ek my totale lewe gee van vandag af vorentoe. Glo jy dit vanmôre? Dat daar net een vanmôre is wat so oor homself kon getuig, die seun van 'n lewende God. So ek sluit vanmôre af, kind van die Here, en al wat ek vanmôre vir jou sê is, hy leef, hy het opgestaan. En ek wil vir Susan vra, Sanna, kon ons hy liedjie weer sing, God sent His Son. En as ons om 2 keer gesing het, of 3 keer, kind van die Here, gaan ek jou uitnooi, om vanmôre te kom. As jy salwing nodig het, as jy krag nodig het, dan sal hierdie God, wat sy seun opgewek het, en jou gebring het tot op hierdie heilige berg vanmôre, sal hy homself jou openbaar as die Christus. Glo jy vanmôre, God sal dit vir jou doen, kind van die Here. Die woorde, dit is volbring, is dan vir almal wat vanmôre hier is. Waarom sal God dan net seker is uitkies vanoggend? Ek wil jy moet vanmôre geloof in 'n lewende God hê. Nie in vlees en bloed nie, maar in Jesus Christus, God se seun. Sal jy saam met my staan vanoggend?
is leeg, want dit is volbring. Die kruis is leeg, Here, want dit is volbring. Here het ons geroep, as een familie, nie afsonderlik by mekaar gevoeg, met die kruisverdienste van Jesus. Here, ek wil U bid vanmôre, elke man, en elke vrou en elke seun en dogter, wat vanmôre nodig het, God hulle aanraak, krag en salwing, dat hulle nou sal kom, Here, in die naam van Jesus Christus. Here, want U leef vanmôre, U het nie gesterf verniet nie, Here, U het opgestaan vir hulle wat vanmôre hier is. In die naam van Jesus Christus, God se seun, wil ek U bid. Here, ek wil U bid vanmôre. Hulle is vanmôre waardig, Here, U dan verklaar het vir elkeen van ons die prys betaal. Here, U dan verklaar het vanmôre gekom, Here, vir elke een. Here het self verklaar, kyk, ek was dood, maar ek leef. Dit is net U vanmôre wat in hierdie huis waardig is om aanbid te word. Here, U is die enigste waaragtige God. Buiten U is daar geen God nie. En Hy is groter as Moses vanmôre, Here. Hy is vanmôre 'n groter profeet, Here. Sy naam is Jesus, die Christus, die gesalfde. Hy is die koning bo alle konings, Here. Hy is die skepper God almagtig. En Hy leef. Hy het opgestaan. Vader, ek wil U prys vanmôre. Ek wil U eer vanmôre in die naam van Jesus Christus. Kind van die Here, as maar verbykom vir die pastore bid, dan vir die ouderlinge, dan vir elkeen van julle wat gebed nodig het. Ek wil jy moet vanmôre geloof hê dat Hy sê wie Hy is. Hy is die seun van 'n lewende God en Hy leef. Hy het opgestaan. Maar jy moet God vertrou vanmôre vir sy krag en salwing in jou lewe. Nie te maak dit wat verbygegaan het. Ons gaan vir jou bid vanmôre, kind van die Here, in die naam van Jesus Christus. Halleluja. Here, ons gaan vir U. Kyk, streke Here, ek is lewend en ek leef en ek het opgestaan. Net soos wat jou gees dood was, het ek jou wat lewendig gemaak, die dag toe jy my aangeneem het. Daarom is dit die lig van hierdie wêreld. Gaan uit in hierdie donker plek en wees die lig en red wie gered moet word. So is dit. Halleluja.
siel vanmôre dors na lewe, bid ek dat God lewe en oorvloed vir hom gee vanmôre in die naam van Jesus. Maar hy is opgestaan, Seun van God. Die leeu uit die stam van Juda, Here, die hom vanmôre verklaar en hy leef. Here, ek wil U eer, ek wil die prys gee dat U God is. En buite U is daar nie 'n God. Here, U is die Vader van al heerlikheid. Hy is die onsigbare beeld van God, die woord wat vlees geword het. Onder ons kom woon het en ons die heerlikheid van die Vader openbaar. Here, hy het ons die mag gegee om seuns en dogters van God genoem te kan word. Prys U vanmôre. Eer U vanmôre. In die naam van Jesus Christus. As jy glo dat die Here leef, wil ek jy moet vanmôre op jou voete staan en God eer gee. Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg. Here, om vanmôre te kan vier